Goeiedag graad 12's en welkom by ons bespreking van ons Tuma Mina gedigte. Ek is Miranda Jonas en vandag gaan ons fokus op die pragtige gedig Sproeireën van D.J. Opperman. Julle behoort sommer baie uit hierdie bespreking te leer. Hierdie gedig gaan oor verskillende reuke wat verskillende herinneringe by ons oproep. Belangrik hier is die verskillende rolle wat die verskillende vroue in sy lewe gespeel het. So hierdie reuke van die verskillende rolle wat die vroue in sy lewe gespeel het, laat hom getroos voel in sy lewe. Voordat ons hierdie gedig gaan aanpak, is dit verskriklik belangrik dat ons die moeilike woorde in hierdie gedig moet verstaan. Ons gaan 'n vinnige aktiwiteit doen, sodat jy die moeilike woorde in die gedig baie beter kan verstaan. Wanneer jy die pause knoppie op hierdie video sien, voltooi dan die aktiwiteit in die werkkaart wat jy hieronder sal sien. Werk saam met jou klasmaats om sinonieme en definisies vir uitdagende woorde wat in hierdie gedig voorkom neer te skryf. Vertaal ook die moeilike woorde na Engels en enige taal waarin jy die woord die beste verstaan. Graad 12's, is jy gereed? Kom ons spring weg. 3, 2, 1. Nou dat jy die moeilike woorde verstaan, kom ons lees nou hierdie gedig saam, sodat jy die betekenis mooi kan verstaan. Sproeireën deur D.J. Opperman. My nooi is in 'n narkie, my ouma in kaneel, daar's iemand in anys, daar's 'n vrou in elke geur. As ek 'n stukkie narkie skil, tussen my vingers buig of knak, breek uit die sproeireën, wat geurend om my hand uitsak, die boorde van swart verloos, en met die narkies om my heen, weet ek hoe 'n vrou kan troos. O, my nooi is in 'n narkie, my ouma in kaneel. Daar's iemand in anys, daar's 'n vrou in elke geur. Wanneer ons 'n gedig analiseer, begin ons altyd by die titel van die gedig. Die titel is hierdie afdeling wat altyd vir ons die inhoud van die gedig oopsluit. Die titel dui letterlik op die sap wat uit die narkieskil ontsnap as ons dit buig of druk. Figuurlik dui dit egter op die herinneringe wat na vore kom as die spreker die aromatiese geure van narkie, kaneel en anys kry. Sproeireën is hier dus 'n metafoor vir die herinneringe wat die spreker ervaar. So, graad 12, waaroor gaan hierdie gedig? In die gedig gaan dit oor spesifieke geure wat die herinneringe van vroue wat 'n belangrike rol in die spreker se lewe gespeel het, oproep. Hierdie aangename reuke bring hom dan tot die slotsom dat elke vrou 'n spesifieke geur het. Verder is dit ook vroue wat 'n positiewe rol in sy lewe gespeel het, want hulle het hom getroos. Kom ons gaan voort met die analise. In vers reël 1 noem die ekspreker
dat die reuk van die narkie hom aan sy nooi of meisie laat dink. Die gebruik van die en-alliterasie wys vir ons dat die spreker aan die persoon wat sy nooi is, dink. Dan noem die spreker dat die reuk van kaneel hom aan sy ouma herinner. Dalk was die ouma lief vir gebak waar baie kaneel gebruik is, soos melktert en pannekoeke. In versreël 3 word die derde geur genoem. Dit is die geur van anys. Dit laat hom aan iemand dink, maar hy kan nie meer onthou wie die persoon is nie. Die herhaling van iemand en die ellips beklemtoon die feit dat hy nie weet wie die persoon is nie. Die spreker voel dat elke geur hom aan 'n vrou laat dink. Elke vrou het dus haar eie unieke geur wat haar van ander vroue onderskei. Die gebruik van die uitroepteken wys op sy verwondering en ook aan die feit dat elke geur hom aan 'n ander vrou laat dink. As stel die voorwaarde waaronder die ander dinge kan gebeur. As hierdie aksie nie plaasvind nie, sal die res nie gebeur nie. Die spreker moet dus die narkie se skil vat en dit met sy vingers breek of knak. Die letterlike gevolg van die breek van hierdie narkieskil is die gevolg dat daar letterlik sap uit die narkieskil ontsnap. En terwyl hierdie druppels in die lug hang, kry die spreker die aangename geur van hierdie narkie. Hierdie aangename reuk herinner hom aan die narkies in die boorde van die swart omfolosie in KwaZulu-Natal, waar hy groot geword het. En terwyl die aangename geur van die narkies nog in die lug hang, onthou die spreker hoe 'n vrou kan troos. Hy dink terug aan die tye met sy geliefde, sy meisie, en hoe gelukkig sy hom gemaak het. Strofe 3 is 'n herhaling van strofe 1. Die enigste verskil is die gebruik van die uitroep o. Dit dui op die groter verwondering vir vroue of die manier waarop hy geure met vroue assosieer. Strofe 1 word dus in strofe 3 herhaal en lyk soos 'n refrein. Dit bring die idee dat die gedig getoonset kan word. En daar is al mense wat van hierdie gedig 'n liedjie gemaak het. Die tema van hierdie gedig is die positiewe assosiasie van geure met vroue. Die boodskap van hierdie gedig dan is dat spesifieke geure aan spesifieke mense gekoppel word. Die toon van die gedig is positief. Dis duidelik dat die digter net mooi herinneringe van vroue het. Die stemming in hierdie gedig is dus vrolik. Graad 12's, ek is seker dat jy nou verstaan waaroor hierdie gedig gaan. Daar is egter nog 'n paar tegniese aspekte waaroor ons 'n gesprek moet hê. En nou graad 12's, gaan ons weer 'n aktiwiteit doen. Jy kan die werkkaart onder in die kommentaarblokkie aflaai. Wanneer die pause knoppie op die skerm verskyn, gaan jy en jou klasmaats die volgende tabel invul. Kom ons doen die eerste vragie saam en dan gaan jy die res van die aktiwiteit op jou eie tyd self voltooi. In die titel tref ons 'n metafoor aan. Sproeireën dui op die spreker sy herinneringe. Graad 12, ons het nou lekker gewerk, ek het jou goed gehelp en nou is dit jou beurt om lekker hard
te werk. Sterkte! Graad 12, ek weet sommer dat jy goed gedoen het met jou aktiwiteit. Kom ons sluit nou hierdie gedig af met die opsomming van dit waaroor hierdie gedig eintlik gaan. Die gedig het 3 strofes. Strofe 1 en 3 bestaan uit 4 versreëls en word kwatryne genoem. Verder is die 2 strofes ook identies met die verskil van die woord o in die laaste strofe. Dit bring ons dus by die idee dat hierdie strofes die refrein is. Strofe 2 bestaan uit 7 versreëls. Dit is nogal opvallend dat die eerste versreël nie met enige van die ander versreëls rym nie. Vanaf versreël 6 tot versreël 11 is daar egter 'n vaste rympatroon, naamlik kruisrym. Graad 12, baie dankie dat jy na my geluister het. Gaan kyk gerus op Tuma Mina se kanaal vir nog verdere inligting oor die verskillende gedigte wat vir jou voorgeskryf is. Lekker leer, baie sterkte en totsiens!